So geliefdes, die jaar is so te sê klaar. En die afgelope paar weke, nog vandag en volgende Sondag as die Here wil, dan maak ons klaar met ons recap, dan het ons 8 weke gerecap. En ek weet nie, elke keer as ek delf, dan is daar nog iets, dan dink ek, I don't know if we can ever finish this. Maar ja, dit is nou wat dit is. So, al wat ek wil sê is ek is dankbaar vir genade. En ek het weer opnuut tot die besef gekom, ons kan nie sonder genade nie. En genade het soveel verskillende fasette, wat ek nie eintlik eers besef het, totdat ons nou begin delf het, en dieper en dieper en dieper en dieper delf daarin nie. Nou, die Thayer se English Greek lexicon, dis nou maar 'n woordeboek, gee die definisie van genade, grace. Hy sê, grace is a divine influence in the heart that does 2 things, strengthens and enables. It's a divine influence in the heart. En toe ek dit lees, toe dink ek weer, want ek het mos 'n verlede Sondag gesê, ons gaan, hierdie laaste 2 Sondae moet ons maar bietjie kyk of ons gou kan bietjie recap op hierdie groot uitnodiging van die begin van die jaar af. En jy sal onthou, aan die begin, die eerste Sondag van hierdie jaar, het ons, ek het eintlik net vir jou een deel van die legkaart uitgegee, daai Sondag. Die middelpunt was 'n hart. Sal jy onthou? Kan jy nog onthou? Weet jy nog waar is joune? Okay. Die senter daarvan is 'n hart, maar hy bestaan uit 6 dele, en as jy al 6 dele bymekaar gesit het, dan het jy 'n groter hart gekry. Ek dink nie daar is meer nie. Ek dink in daai laaitjie is daar dalk miskien nog 1 of 2 so. En by ons Sondag van seën, en ek het eendag 'n boek gelees, en ek kan nou nie onthou wie dit geskryf het nie, ek weet dit was 'n vrou. Toe sê sy, elke einde van die jaar, hier naby aan die einde van die jaar, sit sy tyd uit om net weer oor die jaar te dink. Wat het jy geleer, wat het jy ervaar, wat het jy beleef, wat wil jy saam met jou vat in die nuwe jaar in, en wat wil jy beslis nie saam met jou vat nie. Anders gaan ons deur 1 jaar na die ander jaar, en dan wonder ons aan die einde van die dag, dan kom jy waar jy oud is, en dan wonder jy nog steeds. So ek het nog nie eintlik oor hierdie jaar gewonder nie, maar ek onthou toe by ons Sondag van seën, het ons gekyk na net vinnig na Deuteronomium hoofstuk 8 vers 2, waar God deur Moses vir sy volk sê, ek wil hê julle moet terugdink, voordat julle in die beloofde land ingaan, oor hierdie 40 jaar in die woestyn. Ek wil hê julle moet terugdink hieroor, en die Hebreëse woord sê eintlik, you have to mark it, merk dit. Want voordat jy ingaan, moet jy net weer terugdink oor die pad waar langs jy gekom het. En ek het vir ons gesê, voordat ons in 2025 inklim, moet ons net kyk na die pad waar langs ons gekom het, want dis die pad waardeur die Here ons gedra het. Want dit verbaas my baie keer, hoe mense so moeg is aan die einde van die jaar, maar as die 1 Januarie aanbreek, dan het hulle nuwe krag en energie, so asof dit net so 'n skakelaar is wat jy aan of af switch. Het jy dit al agtergekom? Ek sukkel om opgestaar te kom, nee wat. Ek soos 'n oskos, jy weet, ek vat baie lank om voor ek momentum kry. Maar ons word uitgenooi, en ek dink ons word weer uitgenooi om net oor hierdie jaar te dink, en hierdie jaar in besonder oor God se genade. En
En die rede in Deuteronomium 8 vers 2, hoekom hy sê hy wil hê ons moet daaroor terugdink toe hy met die volk praat en God sê, dit was 'n tyd van beproewing en uitdagings. Maar hy sê om te weet wat in jou hart is. Of jy my gebooie, my woorde sal bewaar. Om te weet wat in jou hart is. So ek wil vanmôre, ons het hiermee begin en ek wil vanmôre weer 'n bietjie terugkom na die hart toe, want ek dink dit is belangrik. Nou die profeet Samuel sê vir ons in 1 Samuel 16 vers 7, hy sê God kyk nie soos die mens nie. Die mens kyk hier voor, maar God kyk in die hart. My ma sê altyd ons sien voor die kop en nie in die krop nie of daai tipe ding. Maar luister wat sê hy. God kyk anders. God kyk na die hart. Want ons kan mos 'n mooi vroom gesiggie opsit. Ons kan nie regte goed op die regte tyd praat. Maar die bottom line is ons hart. Wat praat ons hart? Wat praat ons hart? God sê vir die volk, ek wil hê julle moet terugkyk, sodat julle kan eintlik weet wat in julle harte is. Sodat julle kan weet wat in julle harte is. Geliefdes, die toestand van ons harte is van kardinale belang. Selfs wanneer ons oor genade praat, en ek dink jy gaan vanmôre iets weer daarvan hoor, en dalk laat ons dit beter verstaan. Want die feit is dat alles wat God in ons doen God eintlik in en deur ons hart. Nee? God werk in ons hart. God werk deur ons harte. So dis belangrik dat ek en jy sal kyk en agslaan op wat in ons hart aangaan, want daar's 'n vermaaning in Spreuke 4 vers 23, is dit 'n vermaaning of is dit 'n bemoediging? Hy sê, bewaak jou hart. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Alles wat ons lewens is, vloei uit die toestand van ons hart. Die nuwe Afrikaanse vertaling sê, dit bepaal ons lewens. Die toestand van my hart bepaal my lewe. Nou sien jy dat genade in ons harte inwerk, en onthou, dis mos 'n resultaat van geloof. Onthou jy Efesiërs 2 vers 8 en 9, ons het laasweek ook daarna gekyk, ons is deur genade gered, maar dis geloof, dis 'n gawe van God, dis nie deur ons eie verdienste nie. Gaan ons agterkom, maar dit wat God hier in my hart wil doen, is baie keer die teenoorgestelde as wat hier in my kop aan die gang is. Dis lynreg teen dit. Want God werk nie soos wat ons koppe altyd werk nie. En wanneer jy na die nuwe vertalings kyk, van Spreuke 4 vers 23, dan beweeg hy weg van die hart na die gedagtes, na die denke toe. Kyk bietjie daar in die boodskap sê hy sê, wees versigtig wat jy dink. Ons dink nie altyd met ons kop nie, ons dink met ons harte. Nou vrouens veral. Ja, ek kan nou vandag net sê wat ek wil hierso, nee. Want hoor wat sê hy? Hy sê jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Jou hart, jou denke, Annetjie. So he is, ja. As man thinketh in his heart, so he is. So dis belangrik. Alles wat ons lewe,
alles wat ons lewens is, vloei uit die toestand van ons hart. Dit bepaal ons lewens. Dit kan ons lewens ingrypend beïnvloed. En nou kom Paulus wanneer hy aan die Romeine skryf en dan sê hy, maar ons denke, hy sê die denke van ons sondige aard is in vyandskap met God. Want God werk met ons harte, maar baie keer wil my kop anders dink. Ek wil dit uitredeneer, dit kan ons nie so, dit kan nie so nie. Dink bietjie aan die vermeerdering van die visse en die brood. 5000 mense, mans alleen, sonder vrouens en kinders. Hoe? Vanmôre vroeg, toe dit nou so reën, ek gee elke dag vir die voeltjies van die ligkos. Tog ek gaan nog nie nat reën nie. Hulle kan maar 'n bietjie later, hulle kan self sorg. Ek dink toe jy weet. O nou. Ek dink nie, hulle gaan nie uitkom vir breakfast nie, is reën mos. Ons gaan mos nie eens uitkom vir kerk nie, so ja. Maar ek besef toe net, en ek skep die beker vol en ek stap uit en ek gooi op die gras, en ek het blommetjies geplant in 'n bak, en my oog vang daai blommetjies, hulle was so paar met 'n paar knoppies, en nou het hulle oopgemaak, en ek dink, hoe dankbaar is hulle vanmôre vir die reën, en ek kyk na daai blaartjies, en ek dink, hoe werk dit? Hoe sit jy 'n stukkie iets in grond en dit groei en dit kry kleur? Hoe sien God jou en my tussen al hierdie baie mense op hierdie aarde raak, en hy besluit, ek maak met jou bemoeienis. En my kop kan dit nie verstaan nie, en my hart stoei daarmee, en nou kom die skrif en hy sê, ons moet hierdie hart bewaak. En ek het nodig om my hart op dieselfde bladsy te kry as God se hart. Ek moet kan kyk en sien soos God sien. Maar dit is soms moeilik, want ek stoei en roei met my eie wêreld en my eie goed en my eie denke. Terwyl Paulus wanneer hy aan die Korintiërs skryf, dan sê hy, wat die oog nie gesien het en wat die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God berei vir die wat hom liefhet. Can you imagine? Nou, daar was net so 'n bietjie van 'n inleiding. Die eerste deel van ons legkaart wat ons ingesit het, was hierdie deel van God se reddende genade. God se reddende genade. God se plan om die mens te red. Probeer dit bietjie verstaan en dan sê my kop, hoe werk dit? Hoe is dit moontlik dat een mens aan 'n kruis sterf en almal se sonde kan vat en daar kan dra en dit maak my vry? En wanneer ek dit in geloof aanvaar, word ek wedergebore. En gaan ek vir ewig saam met die skepper van die hemel al God leef in sy koninkryk.
It's mind-boggling. Toe ek hoor het gaan 100 mm reën, ek weet nie kom ek gedink al 100 mm gaan gelyktydig val nie. En daar in my binneste kom daar so 'n halwe stuk, o heerlikheid Here, ek het al gister begin om my put leeg te pomp, just in case. En ek gaan nie op water in my swembad nie, want my swembad gaan vol. Sien jy wat gebeur hier en hier? En gister toe wag ek vir hierdie reën, want die reën kom hier. En vanoggend sê ek, o Here, nou besluit jy dit op 'n Sondag te kom. Hoekom het jy gister gereën toe almal wil rugby kyk nie, maar jy laat dit reën vandag wanneer die mense moet kerk toe kom. Hoe nou, Here? Is dit net ek? Reddende genade. En dit verg geloof. En geloof is iets wat ek in my hart kry, maar hoe kry ek hierdie geloof om te vertrou? In iets wat ek nie kan sien nie. Waarvan ek hoor en lees uit sy woord uit. Maar in hierdie selfe hart wat sukkel om te glo, kan daar so maklik 'n stuk trots kom. Want dis ook 'n produk van my hart, net soos wat geloof 'n produk van my hart is. En 'n trotse hart is gewoonlik een wat onleerbaar is en wat 'n sterk opinie het en unteachable and opinionated is. Want wanneer ek kom op die plek waar ek hierdie reddende genade van God moet aanvaar, moet ek op daai plek kom waar ek besef ek kan nie dit in myself doen nie. Waar ek my eie tekort kan erken. Waar ek kan kom op die plek waar ek aanvaar en glo in my hart dat God sy seun Jesus gestuur het om te sterf aan 'n kruis vir sondige mense. Ons praat hierdie goed. Maar ek wonder of ons baie keer al oor hierdie goed gedink het en dit regtig in ons hart probeer uitwerk het. En ek kan dit nie in my hart uitwerk nie, want dis te groot, dis te veel. En ons sê maklik ons aanvaar dit, maar glo ons dit met ons hart? En nou is dit die Hebreërs skrywer wat ons waarsku teen 'n bose en ongelowige hart. En hy skryf nie hier vir sondaars nie. Hy skryf hier vir gelowige mense. Pas op vir 'n bose en ongelowige hart. Nou die rede hoekom ongeloof boos is heel eenvoudig, want geloof is 'n respons op God se karakter. Ek hoop nie dis vanmôre 'n bietjie moeilik nie, maar jy moet maar weer gaan luister en weer 'n bietjie gaan diep dink. Want wat is dit? Ongeloof is hierdie vertwyfeling in God se karakter en wie God sê hy is. So geloof is 'n respons op God se karakter, maar ongeloof is ook 'n respons op God se karakter. En die groot probleem is, en ek het dit hier geskryf, is dat alle ongeloof hou eintlik verband met vrees. En in Hebreërs 2 vers 14 en 15, en dis nie op die blaadjie nie, jy kan dit gaan lees, word ons geleer dat Jesus ons moes kom bevry van vrees, sodat ons vry kon kom van die slawerny van die duiwel. Maak dit sin? Hoekom? Ek en jy in ons verhouding met God
het ons 'n ander verhouding, maar dink bietjie as dit nou vir 40 dae en 40 nagte nie gaan ophou reën nie, gaan daar iets anders in ons binneste kom. Ons gaan half 'n vrees ontwikkel. Vrees vir God. En dink bietjie daaraan dat die meeste mense is bang vir God. Ander godsdienste is bang vir hulle God. Dink bietjie daaroor. En wat doen dit? Dit bring vrees, en vrees is ongeloof. En nou sê Johannes, wanneer hy daaroor skryf, en hy sê, maar dit is die liefde wat die vrees uitdryf. Hy sê, die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want wat doen vrees? Vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. En wat is die liefde? Die liefde is die feit dat God sy seun gestuur het om vir ons te kom sterf. Dan sê Lies, maar wat het dit met genade te doen? Dit het alles met God se reddende genade te doen. Ek en jy moet verstaan. Want wat gebeur as goed so 'n bietjie skeefloop in ons lewens? Dan begin ons vra oor God. Maar gee God nou regtig vir my om? Stel God nou regtig in my belang? Hoekom laat God nou hierdie goed toe? Wat doen die duiwel? Hy begin hierdie vertwyfeling, hy begin ongeloof, en wat doen dit? Dit begin 'n vrees by ons wek. Hallo, maak dit sin? En ons is almal daar, want goed gebeur in ons lewens, verkeerde goed gebeur, slegte goed gebeur. Ek lees net gister en ek ken glad nie die mense nie, van waar 'n pa en 'n ma in 'n motorongeluk gelyktydig oorlede is. Dit het nou gebeur hier ek dink hier in Bergwil, en twee kinders bly agter. Dat seker genoeg goed al in jou lewe gebeur. Sien waarmee is die vyand besig. En sien waarmee word ons uitgenooi deur God se genade, sodat ek en jy sal verstaan. Want as ek en jy iemand moet praat oor God se reddende genade, moet ons deur al daai persoon of daai mense se vrese moet kan werk en kan verduidelik. Baie van ons het met hierdie goed groot geword, maar dink nou vir 'n oomblik as jy die evangelie moet verkondig aan iemand van 'n ander geloof, waar die geloof gaan oor werke en straf en jy moet nou vir hulle sê, nee, maar God het jou lief. God het sy seun gestuur om vir jou te kom sterf, ten spyte van, jy hoef nie hom te vrees nie, jy kan met vrymoedigheid kom. Hallo, hoor jy vanmôre iets? Geliefde, vrees sal nie wyk totdat ons aanvaar dat Jesus ons geregtigheid is nie. Dis dan dat geloof, vertroue kom en die vrees verdryf. En dit vra van jou en my 'n nederige oorgawe aan God, om hierdie geregtigheid van God te kan ontvang. En daarom sê Jakobus in Jakobus 4 vers 6, hy gee groter genade. Ja, as jy bly, daar's genade op genade, maar dan is daar ook nog groter genade. Waarvoor gee hy groter genade? Hy gee groter genade aan die wat in nederigheid en in afhanklikheid kom. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, die wat dit met hulle eie kop wil uitwerk, die wat hulle eie geregtigheid wil verdien, dit waaroor hy praat. Hy sê, maar die wat kom in 'n diep afhanklikheid, in 'n nederigheid, gee
hy genade. Geliefdes, nederigheid is nie 'n swakheid nie. Nederigheid is waar jy jou wil en jou idees, jou planne onderwerp aan die wil en die plan van God. So terwyl genade in ons harte werk, bring dit verandering van binne na buite. Dis nie iets wat ons hoef te forceer nie, dis nie iets wat ons hoef te doen in ons eie krag nie. Dit kom net natuurlik. Soos wat ek en jy natuurlik begin asemhaal. Onthou jy nog die uitnodiging van Matteus 11 vers 28, 29 en 30 in die message waar hy sê learn the unforced rhythms of grace. Learn the unforced rhythms of grace. Want dis dan wanneer ons kom op daai plek waar Hebreërs 4 praat, dat ons in die rus van God kan ingaan. Dis nie 'n passiwiteit nie, dis nie 'n niks doen nie, dis daai ding van self probeer, self. Ek kom op die plek dat ek besef, maar my geregtigheid is nie deur my eie te doen nie, dis deur dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Dis reddende genade. Sonder verdienste. Paulus sê, ons word deur God se genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat daar is in Jesus Christus. Romeine 3 vers 25 en 26. En hoe kom dit? Die versoening kom deur die geloof. En daardeur kom geregtigheid. En wie word geregverdig? Ons wie in Christus is. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Dis genade. Want ek en jy maak elke dag foute. Ons fouteer elke dag. Net vanmôre weer daar onder in my kantoor. Nou wil ek die dis baie tegnies complicated deesdae jong, net om hierdie goed hier te kry. So ek moet my preek save en dan moet ek my preek dan moet ek hom stuur na 'n presenter toe. En toe ek nou my preek op presenter wil sit, hy's gesave, maar hy wil nie, ek kry hom nie daar nie. En jy weet, ek is BC gebore. Nou dog ek, nadat ek nou klomp goed vir myself gedink het en gesê het en gewonder het, en nou dink ek, jy weet, as ek 'n normale mens was, het ek nou vanmôre pannekoek gebak en by die huis gebly, dan het ek nie nou gesukkel met hierdie goed nie. Jy wens jy tog weet wat, kom ek sit net my kom ek laat ek net my rekenaar restart. Okay, toe ek nou om weer restart en nou jy weet nou kom nou net. Toe sy daar, toe kan ek kom save. Wat verstaan julle al hierdie goed wat deur ons koppe gaan? Geliefdes, wat 'n uitnodiging om net te kom op daai plek waar ons sy genade kan ervaar. En Paulus sê in Romeine 5 vers 17, hierdie geregtigheid is 'n gawe van God. Hoor wat sê hy? Hy sê, want as ten gevolge, kom ek niks daar in die middel gehighlight, want as ten gevolge van die misdaad van een, is Adam, van een die dood geheers het deur die een Adam, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang word in hierdie lewe heers in Christus. Ja, daar's nog 'n oorvloed van genade ook. As jy bly oor genade, oorvloedige genade, genade wat genoeg is, genade wat op genade is. En nou kom Paulus en dan skryf hy in Romeine 10 vers 10, hy sê, en dis met ons hart wat ons glo tot geregtigheid. En as hierdie hart van my, hierdie kop en hierdie denke wat met hierdie goed stoei, maar met my hart moet ek glo,
En waar glo ek? Ek glo in my binneste. En wat is geloof, sê Hebreërs 11? Hy sê, geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ek op hoop. Dit wat ek nie sien nie. En ons maak baie keer hierdie goed fisies. Maar ons moet onthou, meeste van hierdie goed gaan oor ons geestelike lewe. Jy weet, ek dink, okay, ek moet nou geloof hê om dit te kry of dat. Nee, weet, ons is ons baie keer, geloof is net oor wat ons kan kry. Geloof gaan oor wie ek is. Wie ek is in Christus. Hy sê, so wat sê Hebreërs 11? Hy sê, geloof dan is 'n vaste vertroue. Gaan kyk oor die geloofshelde. Dit het nooit gegaan oor luxury nie. Dit het gegaan oor die beloftes van God. So met hierdie hart wat stoei, moet ek glo, waartoe? Ek glo tot geregtigheid. Wie is my geregtigheid? Jesus Christus, hy het die prys betaal. Hy is my verlossing. Hy is my redder. En dit bring lewe en oorvloed in my lewe. En oorvloed is weer daai geestelike oorvloed. Nou sê Paulus in Romeine 5 vers 1 en 2, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, wat het ons? Nou het ons vrede by God. Nie vrees nie, want die liefde het die vrees verdryf. Die liefde het volmaak geword in Christus, dis die volmaakte liefde. En nou het ons, verkry ons deur hierdie geloof, toegang tot wat? Tot hierdie genade waarin ons nou staan. Ek staan in hierdie genade. Hoe het ek daar gekom? Deur geloof, om te glo dat Jesus Christus die werk gedoen het. Hy is my geregtigheid. Ek staan volmaak in hom. Is julle nog hier? Is dit bietjie complicated? Okay, gaan lees maar weer die skrifte. En dis waarmee ons harte moet bewaar. Want die vyand wil hierdie waarhede kom steel by ons. Omstandighede wil hierdie waarhede by ons kom steel. Siekte, die dood, nood, wil hierdie goed by ons kom steel. En ek en jy het dit nodig om dit in ons hart vas te maak. Ons het nodig om ons hart te bewaar. Anders gaan ons koppe ons op 'n pad vat wat nie goed is nie. Is jy nog hier? Maar Romeine 10 vers 10, hou nie op by net oor ons met ons hart glo nie. Hy sê ook, maar met ons mond bely ons tot redding. As jy teruggaan net na Romeine 5 vers 1 en 2 toe, dan praat hy daar, ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Nou daai woordjie roem, is ek jubel, ek verlustig my, I rejoice. Waarin? Ek verlustig my in die heerlikheid van God. En dink 'n bietjie aan heerlikheid en die betekenis, as jy dink aan heerlikheid, waaraan dink jy? 'n Mens dink aan die grootsheid, die glorie, die heerlikheid, die lig van God. Maar dink 'n bietjie aan die sinoniem van lig in die woord, lig en waarheid. Lig en waarheid. Wat is die waarheid? God se woord is die waarheid. En wat bely ek? Romeine 10 vers 10. Hy sê met my mond bely ek. So wat glo ek? Ek glo met my hart tot geregtigheid en maar met my mond bely ek tot redding. Nou daar word gesê, en ek kan nou nie sê dis die waarheid nie, dat die deel van ons brein wat ons spraak beheer, domineer elke ander funksie van ons brein. Ek weet nie heeltemal of dit die waarheid is of nie die waarheid is nie, maar wat ek wel weet is Jakobus sê dat ek my liggaam in enige rigting kan stuur met my mond. Is dit die waarheid? Ja. Jakobus 3 vers 5 sê, hy sê die tong is 'n klein deel, maar hy beroem hom op baie groot dinge. So my mond stuur my in 'n klomp verskillende rigtings. En ons weet almal wat sê Spreuke 18 vers 21, lewe en dood
is in die mag van die tong. Geliefdes, ek en jy het nodig om ons eie lewe te voer met lewe. En daai lewe lê waar? In die woord van God opgesluit. En daarom het ek en jy nodig om ons vas te maak in God se woord, nie die opinie van mense nie. Nie in my opinie nie, nie in die opinie van Piet, Koos of Jan of whoever hulle mag wees nie. Ons het dit nodig om dit vas te maak in God se woord, want wanneer my emosies begin om hierdie waarhede van God se woord te ontken, wanneer goed begin skeefloop, dan begin ek maar is dit nou die waarheid, jy weet, was julle al daar? My emosies begin dit ontken, my denke, my kop, my hart, hier is hierdie hele oorlog hier in my binneste. Wat moet ek dan doen? Ek het dan nodig om met my hart te glo waan, die geregtigheid, nie my eie geregtigheid nie, die geregtigheid waarin ek staan in Christus Jesus. Maar ek het nodig om met my mond wat te bely. Ek het nodig om die woorde van God te bely. Want ek begin twyfel in God se woord, in die waarheid van God se woord. En wat is twyfel? Twyfel is niks anders as vrees nie. En dan begin ek wonder, het God my nou regtig lief? En dan begin ek twyfel in my redding. And that's a downward spiral. Dan sê jy, maar wat het dit met genade te doen? Dit het alles met genade te doen, want genade het met my hart uit te waai. Hierdie wonderlike reddende genade van God. Want wat wil die vyand kom doen? Hy wil hê jy moet twyfel in jou redding. Jy! Jy! Wat? Nooit. So wanneer Paulus praat in Efesiërs 6 oor die wapenrusting van God, dan sê hy dan in Efesiërs 6 vers 14, ek moet klaarmaak, ek sien nie die son skyn nie, so ek dink ek nog baie tyd. Maar jy's nie haastig, hy's toe net reën. Wie gaan pannekoek bak? Okay boys, julle kan maar bly. Niemand gaan pannekoek bak nie. Luister wat sê hy. Staan dan vas. Stand your ground. Staan dan vas waar. Ons het laasweek gepraat oor die lendene van die waarheid, om dit te omgord. Onthou julle daai frapping? As jy dit gemis het, moet jy weer gaan kyk. Gaan luister. Maar wat, staan dan vas ook met wat? Met 'n borswapen van geregtigheid. Wat sit hier agter my bors? My hart. So wat moet ek bewaar? My hart. Sê Spreuke dit nie vir ons nie. Bewaar dit. Sodat jy kan vas staan. Hoekom moet ons vas staan? Want daar is een wat by ons wil kom steel. Hy wil hierdie waarhede steel. Ek dink ons kan nog 5 weke deur elkeen van daai ander dele weer werk, nee. Maar ons redding is belangrik. Dis belangrik. Want dis wat die vyand by ons wil steel, hierdie waarheid oor ons redding. Hoe kan 'n groot God, 'n majesteuse God, wat dit laat reën uit die hemel uit, hoe kan hy oor jou worry, Johnny? Jy verdien dit nie. Nee, jy verdien dit nie, maar dis genade. It's saving grace, but we need to stand firm. Want God se waarhede verander nie as my omstandighede verander nie. God se woord verander nie as my situasie verander nie. Maar ek het nodig om myself die waarhede te voer. We have to confess it.
En ek weet, ons, die kerk het hierdie hele ding van confession, ek praat nie van sondebelydenis nie, dis nou iets anders, maar hierdie ding van ons wil net hierdie goed confess om te kry en te what have you. Ons het nodig om ons vas te maak, we need to confess the word. Wat sê die woord? Ek en jy is die geregtigheid. Ons staan in geregtigheid. Jesus, ons gaan nie toelaat dat die liefde het die vrees, dryf die vrees uit. Die liefde het volmaak geword omdat God die volmaakte prys gegee het, Jesus Christus. Luister wat sê Romeine 1 vers 17. Hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Dubbele geloof. Uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal deur die geloof lewe. Luister gou, kan ek dit net vir jou lees in die Passion Translation? Hy sê, want ek wil hê jy moet iets verstaan van hierdie geloof, uit geloof tot geloof. Hoe kan dit uit geloof kom tot geloof? Maar hier is dit. Hy sê, this gospel unveils a continual revelation of God's righteousness. A perfect righteousness given to us when we believe. Here's it. And it moves us from receiving life through faith. Daai eerste geloof wat ek en jy gehad het, toe ons dit aanvaar het, to the power of living by faith. Hallo? So van daai initiële geloof, ek glo, tot daai geloof van krag, waar ek God vertrou vir groter en meer. So uit geloof, hierdie kinderlike geloof, tot hierdie groter geloof. Hier's 'n voetnoot, hy sê, it means moving from an impotent faith into the explosion faith of the gospel of Christ. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Geliefdes, ek maak klaar. Vir jou en my, om ons hart te bewaar of te bewaak, moet ons dit heel eerste doen in die area van ons geregtigheid. Die feit dat ons geregverdig is in Christus deur dit wat hy kom doen het aan die kruis. En ons moenie toelaat dat iets in ons posvat wat ons oortuig om terug te keer na ons eie geregtigheid nie. Waar ek het probeer in my eie krag en my eie vermoë doen nie. Die oomblik as ek weer op my eie geregtigheid vertrou, sê Paulus, dan verwerp ek die genade. Galasiërs 2 vers 21. Dan verwerp ek die genade. I neutralize it. Onthou jy, ons het al na hierdie skrif gekyk. Kan jy imagine dat jy genade in jou lewe neutraliseer? Hy sê, want geregtigheid kom nie deur die werke nie, of deur die wet nie. As dit gekom het, dan het Christus te vergeefs gesterf, en Jesus het nie te vergeefs gesterf nie. Amen. So, dis dan, dat ek die genade van in my lewe neutraliseer, ek sny dan die genade af. Ek het hier geskryf, geliefde, kom ons leer dan sommer in dieselfde asem. In Efesiërs 6, nie net om die borswapen van geregtigheid op te neem nie, maar ook om die skild van geloof op te neem. Want daarmee sal ons kan, sê hy, die vuurige pyle van die bose uitblus. Wat is die vuurige pyle van die bose? Nie al hierdie aanvalle en aanslae wat ons noodwendig dink nie, hierdie leuns wat hy teen ons bring, oor God se liefde vir ons, oor ons geregtigheid in Jesus Christus. We need to pick it up. Ons het nodig om ons harte te bewaar, maar ons het nodig om hierdie skild op te tel, om elke vuurige pyl van die bose
teen ons uit te blus. Is jy dankbaar vir die reddende genade? Is jy dankbaar vir Jesus? Is jy dankbaar vir God die Vader wat sy seun gestuur het? Al maak dit nie sin nie, al verstaan ons nie hoe dit werk nie. I don't care, I just believe it and I confess it with my mouth. En wanneer goeie swaar raak en ek begin twyfel en goed in my hart kom, dan staan ek vas in my geregtigheid. I stand. En ek bely God se woord oor my lewe, oor my redding, oor my vrymaking, oor my posisie. En ja, gaan ek fouteer en gaan ek twyfel. Ja. But that's okay. Just take back your ground. Staan weer vas in Jesus naam. Kan ons opstaan voor die Here? Net daar waar jy staan vanmôre, wil jy nie net vir die Here sê, Here, dankie vir u reddende genade nie. Dankie dat genade my kom red het, my kom vrymaak het, my kom nuut maak het. Dankie dat ek in u is my geregtigheid. Ek staan volmaak. Daar is nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Wil jy nie vanmôre sommer net in die gees daai borswapen van geregtigheid opneem? Ja, Wayne, sit dit hier voor jou hart. Miskien moet jy dit sommer fisies net doen. Voel dalk stupid vir jou, maar dis 'n profetiese handeling. Ek sit hierdie geregtigheid, die geregtigheid van Jesus Christus. Ek trek dit aan, ek hou dit vas teen my hart. Mag dit my hart bewaar teen die leuns van die vyand, want my redding is vas. My redding is vas. O Here, dankie vir die heerlike reën. Dankie dat u 'n waarmaker is van u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. En vanmôre het ons weer u woord gehoor. Here, ons het baie woord gehoor en dit voel dalk net soos 'n vloedgolf van woorde en skrif. Maar Heilige Gees, u weet waar ons elkeen is. U weet waar ons elkeen ons bevind. En vanmôre bid ek net weer opnuut dat ons net die waarheid sal hoor van u woord oor ons lewens. U het ons lief. U het ons innig lief. U het die seun Jesus Christus gestuur om te sterf van die kruis van Golgotha. U is ons geregtigheid. Ek staan volmaak in u. Halleluja. 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 Sal jy net laat dit insink vir 'n oomblik in jou hart, in jou binneste. Here, ons wil ons harte bewaak en bewaar meer as enigiets anders. Ons wil onsself vasmaak aan u. Dankie vir die borswapen van geregtigheid. Dankie vir die skild van geloof. Dankie vir u redding. Here, word u verheerlik in ons lewens. Dankie vir genade op genade. Oorvloedige genade. En mag die genade al hoe groter word in en deur ons lewens. In Jesus naam. Amen en amen.